Nou oom Gert is hy's nou al hier so in sy 60's, daar rond, laat 60's. En hy was bekend nogals as 'n presiese oom. Hy's baie presies. Kyk, die diens begin 9:00, maar hy sit al 8:47 op sy stoel in die kerk. Presies. Elke Sondagoggend. En iewers te lees oom Gert hierdie deel in die Bybel raak waar Jesus vir Petrus sê, jy moet 70 maal 7 keer vergewe. En oom Gert het sy sakrekenaar en hy is presies 70 maal 7. 490. En hy sê, nou het hy 'n plan. Hy gaan haal sy swart notaboekie. Hy sê, en hy skryf daar, Koos. En so 'n week gaan verby en hy skryf 1. En Koos het oor sy gras gery. Sy sypaadjies se gras. Nog so 'n week gaan verby en skryf haar Koos 2. Want hy het bietjie te hard gebraai Saterdag. En so gaan die weke verby 30, 150. En dit is met amper 'n jaar. Kom Koos om Gert by sy vrou. Hy sê, Koos beter in sy spore begin trap. Hy trek nou by 486. Dis amper verby. En nou skryf hy 487, 488, 489. En die eendag te loer om Koos so oor die heine of oor die muur. Julle weet mos van hierdie predikaarswolling het hierdie goedjies hier bo op. En toe hy so oorlê, toe breek hy hierdie ding af. Maar kyk, om Gert gryp hy boekie 490 en hy storm daar uit en Koos dink, okay, hier's nou verby. En die moral of the story is, doen ons nie maar dieselfde nie. Skryf ons nie maar ook ander mense se oortredinge, se foute in 'n boekie neer nie. Dalk nie heeltemal in 'n boekie nie, maar hier in jou hart se boekie. Oom Gert doen wat die meeste van ons doen is, hy skryf die goed neer en hy wil weet hoeveel keer moet ek nog vergewe. Nee, ons ken dit. Jou skoonsister wat nou al vir 5 jaar in 'n ry jou nie geluk sê met jou verjaarsdag nie, né? Daai werkskollega wat nou vir die soveelste keer nie doen wat jy van hulle vra nie. Ons kan 'n klomp goeders opnoem in ons eie lewens. Soveel keer wat hierdie persoon my teleurgestel het. En ons vra, hoeveel keer moet ek nog vergewe? En ons hoor nou al klaar die Bybel sê, nee, 490 keer. Dis al wat ons hoef te doen. 70 maal 7 sê Jesus. 490 keer. As hy klaar is dit klaar. Dan hoef ek mos nou nie meer te vergewe nie. Ons weet natuurlik dit is nie noodwendig hoe dit werk nie. En eintlik wat Jesus daar vir Petrus sê is, hou op tel. As dit by vergifnis kom, hou op tel. En dis die probleem. Ons vergewe nie maklik nie, want wat doen dit? As jy vergewe, moet jy sê, ek is nie meer kwaad nie. As jy vergewe, dan moet jy sê, ek laat dit gaan. As jy vergewe, dan sê hy, dit is onregverdig, daar moet gevolge wees. Vergifnis maak dat jy net nie meer die slagoffer kan wees nie. Jy kan nie meer sê, arme ek nie. So om te vergewe, vat 'n klomp goed weg van waarin jy eintlik okay wil wees. Jy wil weet ek mag kwaad wees. Jy wil weet ek kan die persoon afskryf. Jy wil hê die persoon moet weet hoe jy voel en hulle moet ook dit voel. Nee, die bietjie wraak wat daarin is. Vergifnis kom en sê, kan nie so werk nie.
En so Petrus kom na Jesus toe. En die punt is wat hy doen is hy sê, ek dink hy's nogals vrygewig deur te sê Here 7 keer. Want daai tyd het daar gestaan, hulle het geken van 3 keer. Ek moet 3 keer vergewe. So Petrus sit sommer nog 'n klompie by 7 keer en Jesus sê 70 maal 7 keer. So hy daag vir Petrus uit om te sê meer as wat jy dink. En dis waar ons vanoggend by uitkom. Ons het nou die laaste tyd baie gesels oor ons is gemaak om in verhoudings te wees. Ons is gemaak om na die beeld van God mense lief te hê. Ons word uitgedaag daarmee. Ons het verlede week vir mekaar gesê jy moet lief hê ten spyte van 'n klomp goeders. Maar vanoggend kom ons by die een deel wat sê wat van maar daar's omstandighede waar ek net nie oor my glad net nie kan vergewe nie. Ons praat van situasies waar iemand moord gepleeg het. Nee, dis 'n moeilike ene. Ons praat van verkrachting van minderjariges. Met daai goeders wil ons sê maar ons kan nie dit vergewe nie. Ons praat van families wat ons bedrieg en besteel. Ons kan nie dit vergewe nie. So daarom is ons teenoor vanoggend liefde met 'n maar, want daar's liefde, maar ons kan nie dit alles so doen nie. Ons kan nie noodwendig vergewe nie. Ek kan nie so lief hê nie. En dit is niks vreemds nie. Die Bybel is eens daarmee. Die Bybel sit ook 'n maar in, glo dit of nie. Ek gaan vir 'n paar verhale vertel van Jesus. Jesus staan daarso, vrou wat oorspel gepleeg het, hulle het hom ons op betrap daar. Sy staan daar, hierdie klomp mans hier om haar wat haar wil stenig. En wat is Jesus se woorde? Die een wat geen sonde het nie, kan 'n klip optel en gooi. Daarmee buig hy af en hy doen iets in die sand, is net nie regtig nie. En toe hy opkyk, toe is daar niemand meer nie. En die vrou staan en hy sê het niemand 'n klip gegooi nie. Sy sê niemand nie. Maar wat is Jesus se reaksie? Hy sê ek gaan jou ook nie oordeel nie. Ek gaan jou ook nie judge nie. Maar moet dit nie weer gaan doen nie. Jesus stel 'n grens in en sê ek gaan nie kwaad wees vir jou of enigiets nie, maar ek stel 'n grens in. Moet dit nie weer doen nie. So sien in daai een verhaaltjie, daar's vergifnis met 'n maar. Daar's 'n voorwaarde. Die tweede ene is Jesus stap daar by die tempel in en hy sien hoe dit gaan. Dit is eintlik vreemd nie, ons moet mooi die tempelverhaal verstaan. Jesus stap in, daar's 'n mark aan die gang. Dit was oukei gewees. Want mense het van ver af gekom en hulle het goed omgeruil en diere gekoop om te offer en al daai goeders. Dit was oukei. Maar wat Jesus ontstel het, is die uitbuiting wat plaasgevind het. Die hoeveelheid wat hulle gevra het vir hierdie tipe van goed. En daarom storm hy in. En wat doen hy? Wie weet as die verhaal, wat is die mooi, nie die mooi nie, maar wat is die shocking deel van daai verhaal? Hier het daar gelees. Jesus het gaan sit en 'n sweep gevleg. Nee? Hy vleg die sweep. Nou ek kan nie dink dit vat hom 'n minuut nie. En dan staan hy op en hy jaag vir daai mense uit die tempel uit en hy sê hulle bring 'n oneer aan my Vader se huis. Met ander woorde, ons lees daarin, dit staan daar, Jesus het woedend geword. So wat leer dit vir ons? Baie mense skryf daaroor, dis 'n voorbedagte tipe van woede. Dit is nie net in die oomblikke uitbarsting nie. Hy het 'n sweep gaan vleg, hy kon ook rustiger geraak het. Maar hy nog steeds dit gaan doen. So wat leer dit vir ons?
Ons kan lief hê, maar ons gaan kwaad raak. Ons raak kwaad oor die onreg. Ons raak nie kwaad vir die mens nie. Ons raak nie kwaad vir die persoon nie, maar ons raak kwaad oor die onreg, die sonde wat gedoen word. Ons mag kwaad raak. Dan kry ons die verhaal waar Jesus aan die kruis is. En ons lees letterlik daar's 2 sondaars langs hom. Een man wys berou en Jesus sê ek sal jou in die koninkryk sien en die ander man nie. Jesus op daai stadium laat dit toe. Daar's 'n grens wat tog getrek word. So wanneer ons dan begin praat oor vergifnis, dan moet ons dit in ag neem. Dat ons mag kwaad geword het. Die verhouding mag seer gekry het. Ons moet lief hê, maar daar's ook iets anders daarin. Ons moet vergewe, maar daar's ook iets daar binne-in. En ek wil vir julle vanoggend vertel van 3 verskillende maniere van vergifnis wat ons help met 'n liefde met 'n mar. Die eerste ene is jy pas vergifnis toe waar daar versoening moontlik is. So wat beteken dit? Dit is waar mens kan gaan na die persoon toe, ordentlike gesprek en sê maar ek vergewe jou en ons herbou aan die verhouding. So met ander woorde, ons stel grense in en sê alright, om vorentoe te gaan met hierdie vergifnis, moet ons 'n paar goeders in plek kry. Goed kan nie weer gebeur nie, ons kan nie aanhou daarmee nie en. Maar dit is 'n versoening ding. Gewoonlik vind ons dit in families, huwelike, selfs vriendskappe op 'n bepaalde manier moet daai vergifnis toepas om te sê kom ons probeer dinge weer herstel. Die tweede ene is waar versoening nie noodwendig moontlik is nie. Dis die deel waar iemand onreg aan jou gedoen het en jy gaan nog steeds in persoon na die persoon toe en sê ek vergewe vir jou. Maar hier is ook die einde. Ek gaan nie toelaat dat jy verder my seer maak nie. Dis in gevalle waar daar regtig 'n sterk verhouding gebreek word. Jy kan nie daai verhouding herstel nie. Dis te onveilig. Dink nou maar aan waar mense moord pleeg, verkrachting, die goeters toepas. Jy kan nie daai verhouding herstel nie. Want jy weet, dis 'n gevaar. It's gonna happen again. So jy sê vir die persoon, ek vergewe vir jou. Maar weet ek los dit. Dis die einde van hierdie vriendskap, verhouding, familieband, wat ook al dit maar wees. Jy mag wegstap. Die derde een van vergifnis is, dit is waar daar geen versoening moontlik is nie, maar dit is ook nie moontlik om die persoon te sien nie. Dis of die persoon dis te onveilig, jy moet jou lewe beskerm, of die persoon is net nie meer daar nie, hulle sit oor see, hulle is oorlede al, maar jy sit nog met hierdie ding hier binne in jou. En dan moet jy daai persoon in jou hart vergewe. En jy moet sê, ek laat dit gaan. So is die 3 maniere. Een waar herstel plaasvind, versoening. Die tweede ene, waar ek in persoon vergewe, maar daar's nie versoening nie. En die derde een is net by jouself, waar jy let go en sê, ek maak klaar hiermee. Want waaroor gaan vergifnis? Vergifnis gaan omtrent nooit oor die persoon wie jy vergewe nie. Vergifnis gaan oor, ek maak my los van hierdie gif wat in my hart broei. Ek maak my los daarvan. So ek kan wanneer ek in 'n versoenende vergifnis ingaan en sê dan ek maak nou los aan hierdie gif en ons gaan regtig weer probeer. En ek gaan hierdie goed nie teen jou hou nie. Die ander ene, ek gaan nie goed nie teen jou hou nie en ek het nie meer die haat vir jou nie. Maar my liefde vir jou sê vir my dat ek nie weer in hierdie situasie kan wees nie. So ek gaan wegstap. En as ek jou weer sien, gaan ek jou nie vloek en skel en te kere gaan nie. As ek jou weer sien, how's it? En jy gaan aan.
Die laaste een is bloot. Jy maak los. Jy haal daai gif uit jou uit en jy sê, ek maak myself vry deur die genade wat God vir my het, om te sê, daar. So dis waar vergifnis gaan. Dis waaroor liefde met 'n maar gaan. En ek sê altyd, en jy kan met my stry, jy moet vir almal lief wees, dis Bybels. Maar jy hoef nie van almal noodwendig te hou nie. Maar hanteer almal goed. Hanteer almal met respek, al verdien hulle dit nie. Maar hanteer hulle op 'n Christelike basis met liefde, met grense. Maar hier is die streep. Dis hoe ver dit gaan. So wanneer ons so vanoggend by die hele ding uitkom, gaan ek jou 'n bietjie nou challenge. Jy gaan ook nie net iemand anders te vergewe nie. Baie keer moet ons onsself vergewe. Baie keer moet jy jouself vergewe hoe jy een of ander verhouding hanteer het. Jy moet jouself vergewe vir die kwaad wat in jou broei, dat jy nie dit kan laat gaan nie. Jy moet jouself vergewe vir die onreg wat jy aan jouself doen, deur bloot nie te vergewe nie. So jy het papiertjies, daar's oral papiertjies, daar's penne. Jy gaan 2 goeie skryf. En wees persoonlik, niemand gaan jou papiertjies sien nie. Skryf vir my een naam neer wie jy moet vergewe vanoggend.